Paulus kon baie maklik sy brief aan die gemeente in Efese of hierdie redenasie van hom by Efesiërs 2 vers 9 opgehou het. Redding, skryf hy, kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Genade alleen, geen werke nie, punt. Maar hy doen dit nie, want genade red nie net nie, dit herskep. Ons is immers sy maaksel, skryf hy in vers 10. Die Griekse woord wat hy gebruik is poema, en dit dui op doelbewuste vakmanskap. God het nie iets stikkends haastig reggemaak nie, hy het iets nuuts geskep. In Christus Jesus is ons herskep met 'n doel. Engelse Bybels vertaal Efesiërs 2 vers 10 met For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works. Hier is die volgorde alles. Ons is gered tot goeie werke, nie deur goeie werke nie. Goeie dade is nie die voorwaarde vir redding nie, dit is die vrug daarvan. Dit is nie die bewys dat ons iets verdien het nie, maar dat iets diep in ons verander het. Dat ons met ons wedergeboorte nuwe skepsele geword het. Dit is immers presies wat Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, hulle het nuut geword. Die woord skepping daar word in Engels vertaal met a new creature of a new being. En weet jy wat? Selfs hierdie goeie werke of goeie dade waarvan ons lees in Efesiërs 2 vers 10 is nie toevallig nie. God het dit vooraf voorberei, skryf Paulus. Jou lewe is nie 'n improvisasie nie. Jy stap op 'n pad wat reeds deur God uitgelê is. Nie om hom te beïndruk nie, maar omdat jy reeds syne is. Wanneer ons dit nie verstaan nie, of net half of heeltemal verkeerd verstaan, raak goeie dade maar net weer pogings of prestasie. Dan probeer ons wys hoe ernstig of hoe oulik ons is. Paulus draai dit om. Goeie dade is dankbaarheidsdade. Dit sê nie, kyk hoe hard probeer ek nie, maar eerder, kyk wat doen God met 'n nuwe mens. Hier lê ook 'n skerp insig. Vir iemand wat nuut gemaak is sonde uiteindelik om ondankbaar te leef, om aan te hou leef asof genade niks verander het nie, asof Christus se opstanding net 'n idee is en nie 'n nuwe werklikheid veroorsaak het nie. Die evangelie sê nie, probeer harder nie, dit sê, leef nuut, nie uit skuld nie, maar uit genade, nie uit vrees nie, maar uit vryheid, uit dankbaarheid. Efesiërs 2 eindig nie met 'n opdraglys nie, maar met identiteit. Julle was dood, God het julle lewend gemaak. Daarom, moenie nou leef asof niks verander het nie. Die vraag vir vandag is nie, wat moet ek beter doen nie, maar waar nooi God my om vanuit genade te leef? Watter eenvoudige dankbaarheidsdade kan vandag begin wys dat ek werklik 'n nuwe skepping is? Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U ons vrygekoop en vrygespreek en vrygemaak het. Dankie dat ons nie hoef te probeer om met dade te verdien om gered te word nie. Help my elke dag om wel goeie dinge te doen, maar uit dankbaarheid. Help my om vanuit U genade te leef. Amen.